afgelope 2 weke is ons veral besig in die oggenddienste met 'n preekreeks met die naam Alternatief. So die preekreeks gaan eintlik in essensie oor die gedagte dat daar hedendaagse stories is oor kwessies en wat en ons wat probeer om 'n alternatiewe storie daaroor te skryf. Daarom ook dan nie van die potlode wat uitgedeel word, het 'n uitveer aan die een kant om te sê maar ons kan daai storie, die narratief wat dalk nie so baie hoop gee nie, kan ons uitvee en 'n alternatiewe storie skryf. En daarom ook dat hierdie potlode dan hier voor is wat dit dan uitbeeld. Maar vanaand sit ons bietjie by daai tema aan by die van die preekreeks. Ons is selfs oor hoe kan ons 'n alternatiewe storie skryf met bokshandskoene. Gaan 'n bietjie awkward wees, maar ons gaan probeer. Kom ons lê die oor, dan bid ons saam. Ons Vader Heer, ons leef in 'n wêreld van pyn en ongeregtigheid, Here. En eerder as om te vra, waar is U, Here? Waar is U in hierdie pyn en lyding? Weet ons, Here, dat U reeds daar is. U is daar waar die pyn is. U is by ons te midde van ons pyn. Onreg maak ons seer, Here. Dit maak ons bang, dit maak ons kwaad. Help ons om op te tree in liefde. Help ons om op te tree volgens U wil. Here, waar ons vandag uit U woord gaan lees, help ons om woede en kwaad wees beter te verstaan. Amen. Julle almal ken die storie in Genesis 22 waar Abraham sy seun Isak moes offer. Die storie verloop so en later dan gelukkig is daar 'n goeie einde waar God 'n skaapraam stuur en sê maar jy hoef nie meer jou seun te offer nie. Dit is nie meer nodig nie. Maar het julle geweet daar is 'n storie in die Bybel waar 'n pa regtig sy kind geoffer het. Julle het geweet. 'n Pa wat sy dogter geoffer het. Ons lees dit in Rigters. Die vraag is, wat maak ons met hierdie stories? Nee? Want Rigters is vol sulke groei-verhale. Klomp lelike goeters. Wat jy moet weet van Rigters is, dit is in 'n plek in die Bybel waar die Israeliete nie 'n koning gehad het nie. Hulle het nie 'n leier gehad nie. En baie keer lees ons in Rigters waar hulle sê, daar was nie 'n koning nie en die mense het gedoen wat hulle gedink het goed is in hulle eie oë. So die hele boek Rigters is dan geskryf eintlik om vir ons te sê, maar daar's 'n ander storie. Daar's 'n alternatiewe storie. 'n Ander manier om te dink aan die wêreld sonder hierdie pyn. Daarom dat dit hierdie pyn uitlig en dit vir ons wys. Ek dink Rigters het eintlik 'n ouderdomsbeperking nodig. Want ons lees waar daar mense se oë uitgesteek word. Ons lees van 'n koning wat op die toilet sit en hy doodgesteek word met 'n swaard. Mense word uitgemoor en daar selfs plekke van verkrachting. Ek wil sommer so die staanspoor uit sê, as hierdie teks en hierdie preek jou ongemaklik maak, is dit oukei. Trouwens, ek sou eintlik bekommerd wees as jy nie ongemaklik voel nie. Die storie wat ons gaan lees vandag kom uit Rigters 11, dis die verhaal van Jefta en sy dogter. So wat jy moet weet van Jefta vooraf, is dat sy naam beteken, hy maak oop. Anderswoorde, hy praat te veel. Hy onderhandel die heeltyd, hy manipuleer en hy is eintlik maar 'n bietjie van 'n kansvatter. So ons lees vanaf vers 30 tot 40, want die hele gedeelte is bietjie te lank vir ons, maar wat vooraf gebeur is baie belangrik. So ons lees in die verhaal dat Jefta se pa was 'n baie belangrike man gewees. En sy pa is toe oorlede en na sy pa se dood het sy broers hom weggejaag na 'n land met die naam Top. Hy daar gaan woon en hy was skaars weg. Toe kom die Ammoniete en hulle veg teen Israel, die Israeliete. En hulle het baie swaar gekry. Maar nou kom daar 'n vreemde ding, want Jefta was eintlik 'n baie goeie soldaat gewees. Toe gaan die Israeliete en hulle gaan terug en hulle gaan na Top toe, na Jefta toe en vra vir hom, sal jy nie vir ons kom veg nie? Sal jy nie ons leier wees en vir ons help nie? Natuurlik, soos julle gehoor het, hy is 'n manipuleerder en 'n kansvatter en hy gebruik toe die geleentheid om te onderhandel. En hy sê, ek sal dit kom doen en as God die land in my mag oorgee,
dan wil ek hê julle moet my julle leier maak vir altyd. So hy onderhandel lekker daar met hulle. Hy is baie selfvertroue en hy doen dit so, maar tog, in sy binnekamer besef hy, en hy twyfel so bietjie, en hier kom nog 'n onderhandeling. Hierdie keer onderhandel hy met God. Dit is daar waar ons gaan lees, vanaf vers 30. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê: As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek behoue terugkom by die huis, aan die Here behoort, en ek sal hom aan die Here offer. Jefta het na die Ammoniete toe getrek om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy mag oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan tot waar 'n mens kom by Minit, 20 stede. By Abel-Kimram was daar 'n groot veldslag. Die Amoriete is voor Israel verneder. Jefta het in Mispa by sy huis gekom en toe kom sy dogter by hom tegemoet, sy dogter, met tamboeryne en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere afgeskeer en gesê: Ag my dogter, jy het my hart gebreek en in die ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie. Jefta se dogter het hom geantwoord: Pa het pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het. Omdat die Here vir pa gehelp het. Sy het verder vir hom gesê: Bewys dit vir my hierdie guns. Gee my 2 maande uitstel om berge toe te gaan en daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as 'n jong meisie. Hy het vir haar gesê: Gaan maar gerus. Hy het haar 2 maande vrygelaat en sy en haar vriendinne het berge toe gegaan en gaan treur oor haar lewe as 'n jong meisie. Na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Aan die ander woorde, hy het haar geoffer. Sy het nooit gemeenskap gehad met 'n man nie. Dit het 'n gewoonte in Israel geword dat die Israelitiese meisies elke jaar 4 dae lank gaan treur oor die dogter van Jefta. Ons lees tot sover. Dink by jouself, hoe laat hierdie teks, hierdie storie jou voel? Voel jy dalk 'n bietjie ongemaklik? Voel jy 'n bietjie ontsteld? Of voel jy 'n bietjie kwaad? Weet jy van julle, maar ek is baie kwaad hier waar ek staan as ek hierdie storie lees. Dit is my regtig baie sleg. Wonder as Jefta hierso was, wat sou ons vir hom gesê het? Ek voel ek wil ons 'n bietjie gewurg het en gesê het, jy daai B-woord, hè? Jou blikskottel. Wat doen jy? Of is dit dalk bietjie te kras vir my om dit te sê? Want ons nie as Christene eerder die ander wang draai nie. Ons eerder wegkyk en maak of dit nie gebeur het nie. Want julle wonder seker dat alle Bybelverhale, dit moet eintlik vir ons eerder iets sê van troos en dit moet ons eerder kalmeer en ons rustig hou, is dit nie? Maar dan lees ons hierdie storie in Rigters. En trouwens, hierdie is maar een van 3 wat ek gekies het, wat die sagste een is. Die ander is baie erger. Ons lees hierdie stories, en daar is nie happily ever after nie. Dit eindig baie sleg, en dit maak ons kwaad. Die 2 vrae wat ons vanaand gaan probeer antwoord is, eerstens, mag ons kwaad word? En tweedens, hoe moet ons kwaad word, as ons mag? Of voordat ons nou daar gaan gesels, vertel vir die persoon langs jou, wat is die goed wat jou die kwaadste maak in die lewe? Waar beleef julle woede?
ek sien julle praat lekker baie, soos baie goed wat julle kwaad maak nie. Ek hoor in die afgelope week, hoor ek iemand wat die storie vir my vertel, een van ons tieners, wat op 'n kerkkamp was. En hy is toe nou in die ry om kos te kry. So hy staan in die ry om te gaan eet, en iemand druk toe vir hom in. En dis nou 'n kerkkamp, so hy gaan nie moeilikheid maak nie, maar hy tik jou op die skouer en sê, hoorie, besef jy is mense wat in 'n ry wag om te gaan eet, en nou kom jy en druk jy voor ons in. Die ou keer draai toe om, en hy vra vir hom, wil jy gaan? Hierdie ou het dog toe, maar dis nou eintlik 'n vreemde vraag, want ek wil nergens heen gaan nie, ek is honger, ek staan in die ry om te eet. Weerens vra hy, wil jy gaan? En die ou raak so aggressief, hy vat hom net buitentoe en wil begin beklei, né? Dis bad. Maar tog dink ek, ons almal beleef ietsie daarvan, hè? Mense wat so spontaan net uit woede uit kan bars. Een plek waar ek dit ook gesien het, hierdie afgelope week, waar Suid-Afrikaners kwaad geword het, en veral Afrikaanse mense kwaad geword het, is die verandering van die koshuisname by Tuks. Het julle al daarvan gehoor? Nee? Sien dis 'n paar koppe wat knik. Het dit julle kwaad gemaak? Van julle, so bietjie. Okay, maar jy het nog nie koshuis gebly nie, so jy sal nie weet nie. So wat my opgeval het, wat interessant was, waar mense kwaad geword het, was die kommentaar wat hulle gelewer het op die internet, hulle comments op die artikel. So ek wil graag van dit vir julle voorlees, en let veral op hoe jy voel, soos wat ons dit saam lees. Dit gaan ook op die bord verskyn. So een persoon het gesê, ek weet nie of dit duidelik is vir julle nie. Een persoon het gesê, party van die koshuisname klink vir my so sokkerspan name. Maar kyk na die goeie kant, wanneer hulle dit afbrand, is dit dan nie Afrikaanse koshuise wat hulle afbrand nie. Iemand anders sê, hierdie multikulturele reënboog-eksperiment moet nou vinnig tot 'n einde kom. Iemand anders sê, hier is sommer 'n groot pot snert. 'n Ander sê, dit sluit nou net swartes in, en dit sluit die wites uit. So wat het ons nou eintlik bereik? Niks anders as swart apartheid nie. Om anders te sê, so verloor ons ou volkie stadig maar seker alles. Jy kan sien hoe die mense oorgekook het, nê? Hulle oorgeborrel het van woede. Sê, wil jy gaan? Toe ek hierdie gelees het, ek is baie betrokke by die universiteit, so ek weet min of meer wat aangaan, so het ek net besef, maar hierdie het my laat voel, die gedagte wat my opgekom het is boksers wat probeer beklei, wat geblinddoek is. So hulle beklei bietjie, jy weet, in die donkerte, sonder die regte insig noodwendig. Het jy ooit gesien hoe lyk dit, as twee mense wat geblinddoek is, probeer boks? Kyk nou hierdie video. Nie so effektief nie, nee. So die vraag is nou vanaand, wil jy so 'n vegter wees, wat blindings net appels swaai, of wil jy iemand wees, wat 'n storie van hoop wil skryf, die alternatiewe storie van hoop wil skryf? Maar weet net, dit is 'n baie moeilike vraag, 'n baie gelaagde vraag. As jy sê, jy wil hoop gee, en die storie van hoop skryf, moet jy weet, jy gaan in die minderheid wees. Want van die 82 kommentare wat ek gelees het, was daar 78 wat so appelswaaiery was, nee, wat mense regtig negatief was en baie sleg daarteen beklei het. En slegs 4 mense het die alternatiewe storie probeer skryf. Mense wat iets van hoop vir ons wou gesê het. Maar as ons nou praat van die storie van hoop wat ons graag wil skryf, en ons wil draers van hoop wees, wat beteken dit? Wat beteken hoop? En ek ons algemene taal gebruik, klink hoopvol, of gebruik ons hoop as optimisme. Nee, ons is net optimisties dat iets gaan uitwerk, daarom hoop ons na dit. Maar ek dink 'n bietjie anders oor hoop, en ek wil graag vir hierdie definisie gee van hoop, wat baie algemeen gebruik word ook, wat sê,
Hoop is die lewegewende krag om 'n begin te vind by dit wat in die tans situasie soos die einde lyk. Die lewende krag van 'n nuwe begin wat nou soos 'n einde lyk. Dit is hoop. Ek ons moet vir mekaar sê, die realiteit is mense word kwaad. Christene word kwaad. Want dit is wat jy met jou woede maak wat belangrik is. Ek dink dit is verkeerd om kwaad te word nie. Trouwens, en hiervoor sal ek my lyf op die spel sit. Ek voel dit is 'n gawe van God om kwaad te word. Hoekom sê ek dit? Ek dink woede wys en kwaad wees wys van iets dieper. Want mense word kwaad omdat dit waarvoor hulle lief is, bedreig word. Mense word kwaad omdat dit waarvoor hulle lief is, bedreig word. Dit is 'n ander prentjie, nie? Dat ons anders dink oor kwaad wees en kwaad word. Daarmee voel ek dat woede nie net toelaatbaar moet wees nie, maar trouwens dat dit eintlik 'n nodige uitdrukking is van liefde. En ek dink ook dat die kerk 'n plek behoort te wees waar ons mag kwaad word. Ons baie keer mag oorkook en sê jou blikskottel. En ek voel dis nodig vir ons om te weet hoe om te veg. So ek wil julle nou vanaand leer hoe om te veg. Dink julle, wat? Die dominee wil ons leer fight? Nee. Hoor my mooi. Sê, ek wil julle nie leer veg teen iemand nie. Ek wil julle leer veg vir geregtigheid. Wat 'n verskil, nee? Julle hoor dit. Ja, ek kan 'n bietjie so Wouter maar. Is julle met my? Is julle met my? Goed. Nou terug by ons teks wat ons gelees het, ons verhaal van Jefta. En die verhaal is nie 'n vreemde verhaal wat ergens lank terug net daar iets kon beteken nie. Ons verhaal vandag klink ook maar bietjie soos dit. Is dit nie waar nie? As ons kyk na hierdie verhaal, is daar 'n paar goed wat ek graag wil uitlig. Ons gaan praat van die 5 B's, okay? So plaas om te sê jou blikskottel, dink aan jou vingers, die 5, elke vinger is 'n B. Okay, onthou dit. So die eerste een, dis ook die langste een wat ons oor gaan gesels, is bekom. Bekom die regte inligting en moenie aannames maak nie. Jefta het met God geonderhandel. Want trouwens, God het nie terug onderhandel nie. Lees ons ook in die gedeelte. Maar wat ons hierso kan leer uit hierdie gedeelte uit, is Jefta het aangeneem dat die persoon wat uit sy huis uit gaan stap, 'n slaaf gaan wees, vir wie hy nie regtig omgee nie. Hy het aangeneem. So moet ons ook nie net aanneem en net blindelings appels swaai nie. Jy moet die moeite doen om regtig agter te kom wat eintlik in die saak aan die gebeur is, om te kan deelneem aan die gesprek. As ons dink aan weer terug by die Koshuis storie, name wat verander het, wil ek graag vir julle nou wys wat daar gebeur het, 'n bietjie meer inligting te gee, dat julle kan sien waaroor ek gesels. Want baie van die aannames wat mense maak, is dat hierdie name afgedwing is op die studente waar daar bly. Nommer 1, nommer 2, dat al die Afrikaanse name weggevat is. En dit is bloot nie waar nie. Die studente het self introspeksie geneem, gekyk wat 'n kultuur het ons in hierdie koshuis, en waartoe wil ons beweeg, en dit het hulle besluit beïnvloed. So ek wil graag vir julle 'n paar, nou die 4 wat ek net uitgewys het, mense wat iets gesê het van hoop, deel van die kommentaar. Ek wil dit graag vir julle ook lees. Jy het gesê, meeste studente is swart en nie Afrikaans sprekend nie. Dit maak sin dat die meerderheid koshuise nie Afrikaanse name behoort te hê nie. Ek sien geen probleem hiermee nie. Iemand anders sê, kan julle sien dat die naamveranderings meer mense insluit en 'n hegte sterker band tussen studente vorm. Ek hou veral van daai een, ek dink regtig is mooi. En derde een sê, dankie tikkies, dat julle nie soos die ander tradisionele Afrikaanse universiteite bang is om veranderings te bring wat vir 'n meer inklusiewe toekoms nie. Julle internasionale kwaliteit versterk by die dag. Wel gedaan. En dan 'n laaste een, vertrou die studente wat nou daar woon om die besluite te neem wat vir hulle
die beste is. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie is my nogal mooi. Ek dink die mense het, die moeite wat hulle gedoen het, is baie duidelik om agter die kap van die bel te kom. Hoekom het die name verander? 'n ander vraag wat ons nou vir mekaar vra, maar wat beteken hierdie name? Nee, want iemand het gesê in 'n ander kommentaar, dit klink so sokkerspan name. So ek het dit gewaag om die name wat verander het te vat, met mekaar te sit en 'n tipe visie te skryf vir hoe hulle voel by die stadium, hoe die godsdienstkultuur behoort te wees. Jy kan dit saam met my ook daar lees. Ons koshuis is 'n ware huis wat spreek van 'n behoort in 'n gemeenskap, waar ons streef om pragtige blomme te wees vir 'n dor wêreld. Ons werk saam na 'n kragtige kultuur waar almal mekaar kan opbou, om in 'n diepe vrede te kan leef, sodat ons helder sterre vir 'n beter Suid-Afrika kan wees. En om dit te hoor van jong mense, om dit te hoor van die jong leiers van ons land, gee vir my hoop. So bekom die regte inligting, moenie dadelik aannames maak nie. Dis die eerste een. En die volgende B, as daarby kom, is benoem. Benoem is doodgewoon die gedagte om nie te ontken wat gebeur het nie. Met ander woorde, om nie soos Jefta te maak en die blame op sy dogter te plaas nie, maar eerder die waarheid te praat. Want wat hier gebeur is, Jefta ontken sy dogter se seer. Jefta ontken sy dogter se seer. Want ons moet sê vir mekaar, is almal het seer en almal het pyn. Almal het skrapnel. Ken jy daai woord? Weet jy wat 'n skrapnel? As daar 'n ontploffing is, nee, en die goeder skiet so, dit is die goed wat die mense gaan sit. Daai slegte goed, dit is skrapnel. Op 'n fisiese plek, in 'n oorlog soms dit byvoorbeeld nou aantref. Maar ook op 'n emosionele vlak is daar oral ontploffings. En dit mense oral seer en dra almal skrapnel saam met hulle. So wanneer 'n tiener byvoorbeeld in 'n kosry staan en 'n woede-uitbarsting het, moet jou eerste reaksie nie wees om aan te val of jouself te verdedig nie, maar dalk om te vra, wat gaan in sy lewe aan? Watter pyn en seer het hy wat lei tot die gedrag wat hy nou getoon het, wat lei tot hy wat so kwaad geword het? En dit is om woede met liefde te benader. So benoem die ongeregtigheid, benoem die pyn. En dit skep dan 'n veilige ruimte waar die gees vrylik kan beweeg. Dan die volgende een is bewusmaking. So ons sien hierdie nogal baie en dit kan op baie verskillende wyse ook gebeur. Die mees algemene een is op sosiale media wat mense sê, jy post 'n video of 'n storie en dink hierdie is baie sleg, hierdie is nie reg nie. En dit is goed so. En ek dink ons moet ook bydra tot so 'n tipe rol, bewusmaking. Maar, en hier kom die onderskeid hoe ons moet optree as gelowiges, as Christene. Ons moet nie net kla nie, want ek dink dis wat baie keer gebeur. Mense wat kla hoe sleg iets is. Ek dink wat ons hier leer is, ons moet kla om verandering mee te bring. En dis wat Jefta se dogter, se vriendinne gedoen het. Hulle het weggegaan, nee, en hulle het saam gehuil vir 2 maande lank. Nou terugkom, hulle jaar na jaar, elke jaar hierdie gebruik gehad om te huil vir hierdie persoon wat dood is. Dit is 'n tipe bewusmaking, mense om te sê, maar hierdie is nie reg nie. Julle moet hiervan hoor. So ironies eintlik, die dogter wat nou geoffer is, wat doodgaan, wat tot niet gaan, dat daar 'n storie op die einde van die dag al is wat oorbly. Die storie wat aanhou vertel word. En ek dink dis ook hoekom hierdie verhaal in die Bybel gebly het. En mense dit nie uitgehaal het nie. Dit is 'n bewusmaking, 'n herinnering van die slegte ding wat gebeur het. So bewusmaking, nie om te kla nie, maar om die gedagte om verandering mee te bring. Dan die 4de een is beswering. So beswering is eintlik maar net 'n mooi woord vir vervloeking. Ons sien dit dan ook in vers 38, waar hulle bymekaar gekom het. Hy het basies gesê, nooit weer nie. Nooit weer mag so iets gebeur nie. En ek wonder nog in ons konteks, in ons wêreld, hoe kan ons dit iets vier waar ons kan sê, nooit weer nie?
So beswering gaan oor om hierdie slegte goed wat gebeur, om dit te verwens en te sê, dit mag nooit weer gebeur nie. En ons laaste een, is laat gaan. Ek weet julle dink dis 'n silent B, okay. So, Jefta se naam beteken letterlik, hy maak oop. Hy praat te veel, hy onderhandel te veel. So hy manipuleer en hy's 'n kansvatter. Hoekom? Want hy kyk net na homself. Hy dink net aan homself. Alles wat hy doen is net vir sy eie gewin. So selfs toe sy dogter nou uitstap en hy besef toe wat gebeur. Is hy nie vir haar jammer nie. Hy sê, kyk, ag nee, wat het jy aan my gedoen dat jy nou moet doodgaan? Dis eintlik belaglik nie. Ek word sommer so van vooraf kwaad. Maar nee. As ons dink aan laat gaan, dan sê ons nie draai die ander wang en los dit maar net uit nie. Maar ons sê laat gaan beteken dit om jou eie ego te laat gaan. Jy mag maar kwaad word. Maar onthou altyd, dit gaan nie oor jou nie. Jy veg nie teen iemand nie, maar jy veg vir geregtigheid. En jy veg namens die wat onreg beleef. Amen. Kom ons lê die oor aanbid ons saam. Ons Vader Heer, wanneer ons hier so uitgaan vanaand, betree ons die wêreld. Die wêreld van onreg en 'n wêreld van seer. Here, help ons om te luister na die mense se stemme wat pyn en seer het. Dat ons dieper sal delf en probeer bekom watter inligting is daar wat ons nie van weet nie. Dat ons die pyn en seer beter kan verstaan. Here, help ons om leiers te wees daar waar U ons wil gebruik. Help ons om altyd te praat in liefde en in waarheid. En help ons om die bringers van hoop te wees in 'n dorre woestyn, sodat dit kan verander in 'n pragtige tuin. Here, ons is bereid om te gaan, want ons glo, ons is geroep om 'n verskil te maak. Amen.